12-leerders. Welkom by vandag se wiskundelets. My naam is Eureka Jansen. Hierdie les word vir julle gebring deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys in samewerking met Pakama Research and Development. Vandag gaan ons verder met vraestel 1 se hersiening. Meer spesifiek, funksies en grafieke. Teen die einde van hierdie les behoort julle nou al goed op hoogte te wees van die struktuur van vraestel 1 en ook goed te weet waar pas funksies en grafieke in hierdie vraestel in. Kom ons kyk bietjie. Tesame met hierdie les gaan ons vandag julle handige eksamenwenke gee. So let mooi op. Eerstens, kom ons kyk weer na struktuur van vraestel 1. Wanneer ons kyk na vraestel 1, is funksies en grafieke gewoonlik hier by vraag 4 en 5 rond. Hierdie onderwerp tel omtrent 23% van jou matriekvraestel. Maar onthou, hierdie is nie al grafieke wat jy gaan kry nie. Verder in diferensiaalrekeninge is daar nog grafieke. So dis beslis die moeite werd om goed te belê in jou funksie en grafieke kennis. So, kom ons spring sommer dadelik weg. Wanneer ons kyk na die grafieke vrae in 'n vraestel, word dit gewoonlik in 3 verskillende kompartemente of afdelings getoets. Kom ons kyk bietjie wat behels dit alles. Gewoonlik begin hulle met 'n gemengde funksietipe van vraag. Die volgorde is nie vas nie, maar dit is maar net hoe ons nou die patroon al gesien het oor jare. Die gemengde funksievraag sluit gewoonlik 'n parabool saam met een van die ander grafieke. En hierdie parabool en ander grafiek moet jy dan verskillende vrae oor gaan antwoord. Dan is daar gewoonlik pertinente hiperboolvraag en dan 'n vraag oor funksies en hulle inverse. Dit is nou basies jou graad 12 werk. En hier is dit dan gewoonlik logaritmies of lineêr en dit kan ook hier parabole insluit. Goed, kom ons kyk verder. Wat moet ons alles gaan doen wanneer ons met funksies en grafieke suksesvol kan werk? Eerstens, jy moet die definisie van wat is 'n funksie, moet jy regtig baie goed ken. Onthou, dit is basies om te weet dat 'n funksie 'n ding is 'n funksie wanneer 'n vertikaal uit die vertikale lyn toets slaag, of as ons dan nou nie 'n skets het nie, vir elke een x wat jy insit, kan daar slegs een ooreenstemmende y-waarde wees. En dan moet jy ook natuurlik weet hoe om die definisieversameling en die waardeversameling te kan kry. Verder, jy kan ook 'n grafiek kry en dan kan hulle jou vra om die vergelyking van daardie grafiek te kry. Asook, weer eens, definisieversameling en waardeversameling wat jy moet kan aflees, maar nie net van die funksie nie, ook van sy inverse. Ons sal later meer hieroor sê. Volgende ding is om funksies te kan teken. In hierdie vraestel vra hulle gewoonlik dit wat die vraag waar hulle vra oor inverse, en dan verwag hulle gewoonlik dat jy die funksie tesame met sy inverse moet kan teken. Dan moet jy ook die basiese grafieke, reguitlyn, parabool, hiperbool en eksponensiële, en dan ook natuurlik jou logaritmiese grafiek van graad 12, moet jy kan teken. En hierdie moet jy ook in staat wees om op een asstelsel te kan teken. Met ander woorde, jy moet sorg dat jy seker is van elke grafiek en nie jou verskillende grafieke verwar nie. Dan gee van 'n grafiek en dan vra hulle vir jou om die vergelyking van die grafiek te kry. Dit kan weer eens op al die verskillende soorte grafieke, basies reguitlyn, parabool, hiperbool, eksponensieel en ook logaritmies wees. Volgende, om die snypunte van verskillende grafieke te kry, onthou, stel hulle net gelyk aan mekaar. Dan moet jy ook aflesings uit grafieke kan doen. Jy moet byvoorbeeld kan aflees waar een grafiek groter, kleiner, gelyk aan 'n ander grafiek is, maar jy moet dit ook kan doen vir grafieke byvoorbeeld groter as 0, dit beteken bokant die x-as, of groter of kleiner gelyk aan 'n sekere waarde. Dit beteken dan bo of onder 'n spesifieke horisontale lyn. Dan moet jy ook kan identifiseer waar twee grafieke 'n spesifieke afstand van mekaar af is
Met ander woorde, jy moet weet hoe om vertikale afstande uit te werk. Dan die lengte tussen enige twee punte, soos ek reeds gesê het, jy moet dit vertikaal kan doen, maar jy moet dit ook horisontaal kan doen. Byvoorbeeld, hulle kan vir jou net 'n vraag vra, wat is die horisontale afstand tussen byvoorbeeld die twee x-afsnitte? Dit is 'n ander manier om vir jou te vra, jy moet die x-afsnitte bereken, maar hulle gaan dan nie die woord x-afsnitte inbring nie. Hulle gaan vra, hoe ver is dit van die een punt na die ander? En dan moet jy self weet, jy moet die x-afsnitte gaan uitwerk. Nou, as jy 'n grafiek moet teken, is daar 'n paar goed wat jy baie mooi op moet let. Ek kry dikwels kinders wat regtig weet eintlik hoe om die grafiek te teken, maar omdat hulle nie hierdie fynere puntjies inbring nie, verloor hulle baie punte. Eerstens, alle afsnitte met die asse. So, x-as, y-as. As jou grafiek daardeur gaan, moet jy sorg dat daar 'n waarde by daardie punt is, want ek moet dit kan aflees. As dit natuurlik nie bestaan nie, soos met 'n hiperbool waar jy byvoorbeeld nie horisontaal geskuif het nie, dan gaan jy natuurlik nie 'n y-afsnit hê nie, en dan gaan jy dan natuurlik nou net nie invul nie. Dan, as 'n grafiek asymptote het, moet jy daardie lyne teken. Pas op, jy vergeet dikwels, veral by eksponensiële grafiek, vergeet jy dikwels om daardie asymptoot in te teken. En skryf by daai asymptoot wat sy vergelyking is. Dan ook alle draaipunte, soos jy byvoorbeeld 'n parabool het, sit maar sy koördinate van die draaipunt ook in. Simmetrie-asse hoef jy nie te teken, behalwe as die vraag spesifiek daarvoor vra nie. So andersins, as hulle nie daarvoor vra nie, hoef jy dit nie te teken. Nou, die algemene vraag wat ons in 'n vraestel vir funksie en grafieke kan kry, is die volgende. Eerstens, skryf die vergelyking van die asymptote van die hiperbool. As jy gaan kyk na 'n hiperboolvraag, 9 uit 10 kere, is dit jou eerste vraag. Dan die koördinate van die snypunte van die asymptote van die hiperbool. So dis 'n ander manier hoe hulle eintlik kan agterkom of ek weet wat is my asymptote. Onthou, die snypunte van die asymptote, gaan jy net die x en die y-waarde wat jy op die asymptote se lyne sou geskryf het, gaan jy kombineer in 'n enkele punt. Dan vervolgens die lyne, die vergelyking van die simmetrie-asse, sal dan weer terugkom daarna, en dan om die grafiek te kan teken. Hier is natuurlik nou alles by die hiperbool. Ons kyk verder, wanneer ons by die gemengde grafieke vraag kom. Die gemengde grafieke vraag, soos ek nou gesê het, is gewoonlik 'n parabool saam met een van die ander grafieke, en jy moet dan sekere aflesings daarvan af maak. Nou wat baie belangrik is hierdie eerste ene. Jy moet die tipes punte op jou grafiek identifiseer. So, hulle gaan byvoorbeeld vir jou vra, geef my die koördinate van 'n sekere punt. En hulle gaan nie noodwendig vir jou sê, dis die x-afsnit of dis die y-afsnit. So jy moet gaan kyk, goed, soos x-afsnitte, y-afsnitte, draaipunte, snypunte van twee grafieke. Al daardie tipe van punte, moet jy weet, wat is die punt, en ook hoe sal jy dit uitwerk. Volgende ene is dan 'n berekening van die x en y-afsnitte. Onthou, om x-afsnit te kry, gaan jy jou y-waarde 0 maak, en om y-afsnit te kry, gaan jy jou x-waarde 0 maak. Die definisie en waardeversameling, kom ons herinner gou 'n bietjie, wat is dit? Definisieversameling, kyk ek na al die moontlike x'e wat my grafiek kan aanneem. Dit beteken, ek kyk van verste punt links op my grafiek na verste punt regs. En onthou, as iets soos asymptote in die middel is, moet jy dit uitsluit. Dan die vertikale enetjie, dit is die waardeversameling. Pas op hierso. Julle kry gewoonlik die definisieversameling reg, maar die waardeversameling maak julle dikwels die fout om van bo na onder te lees. Dink gou 'n bietjie mooi. Wanneer jy die definisieversameling aflees, lees jy van links na regs. Dis baie natuurlik, want dit is hoe ons lees. Met ander woorde, jy lees van die negatiewe waardes na die positiewe waardes. So moet nou nie die proses omraak
wanneer jy by jou waardeversameling kom. Lees daar ook van negatief na positief. Met ander woorde, van onder na bo. Dan die koördinate van die draaipunt van die parabool. Daar is daar verskillende metodes. Dit hang maar baie af van in watter vorm jou vergelyking vir jou gegee het. As hy in draaipuntvorm gegee is dit natuurlik maklik, dan moet lees ons dit direk van die vergelyking af. As hy in standaardvorm gegee is, kan jy een van twee maniere doen. Jy kan x gelyk aan minus b op 2a gebruik, of jy kan jou kalkulus hierby inbring, en dan kan jy jou eerste afgeleide gaan kry en gelykstel aan 0. En die vergelyking van die simmetrieas van die parabool, daar hoef jy net te weet wat is jou x-waarde van jou draaipunt, want onthou jou simmetrieas gaan vertikaal deur die draaipunt. En dan natuurlik ook van die hiperbool. Dan die vergelykings van die asymptote van 'n hiperbool, dit het ons reeds nou gedek toe ons oor die hiperbool gepraat het. Dan verder ook koördinate van enige snypunte van grafieke. Ons kry snypunte deur die twee grafieke net gelyk te stel aan mekaar. Om die vergelyking van 'n grafiek te kry, hier is dit regtig belangrik dat jy jou standaardvorms van elke grafiek sal ken. Met ander woorde, vir die reguitlyn, y is gelyk aan mx plus c of ax plus q, en dan vir die parabool, a hakkies x min b sluit die hakkie kwadraat plus q, of in sy standaardvorm, of die wortelvorm. Y is gelyk aan a hakkies x min wortel 1, x min wortel 2, en indien dit derde graad is natuurlik x min wortel 3. So vir die parabool is daar 3 verskillende metodes, en jy moet daarso kyk wat is op jou grafiek gegee. Dan die hiperbool, y is gelyk aan a op x minus b, dan agteraan plus q, en dan die eksponensiële grafiek sal hulle gewoonlik vir jou gee, omdat daar meer as een veranderde daar betrokke is, so hulle sal gewoonlik vir jou die vorm gee. Dan moet jy ook transformasies op grafieke kan toepas, so jy moet natuurlik hierso weet, as dit skuwe is, waar sit ek my plus of my minus by? As dit byvoorbeeld refleksies is, wat moet ek doen met die verskillende tekens? En dan moet jy natuurlik ook twee grafieke kan vergelyk, so jy moet kan sê waar is fx byvoorbeeld groter as gx, of kleiner of so ietsie. Nou, die derde afdeling, dis inverses, dis ons matriekwerk. So kom ons kyk wat moet ons alles daar kan doen. Wat is 'n inverse? 'n Inverse van 'n funksie, of 'n verwantskap, is die funksie wat die oorspronklike proses net heeltemal omkeer. Met ander woorde, kom ons gaan terug na ons basiese vergelyking as gelyk aan mx plus c, 'n reguitlyn. Normaalweg het jy in die laerskool reeds geleer met jou spinnekopdiagramme, dat jy 'n x-waarde invoer in 'n funksie, en dan spoeg hy vir jou 'n sekere y-waarde. Maar nou is die inverse net die teenoorgestelde. So ek gaan by my y eintlik met insit en terugkom by my x. Maar ons gaan ook die vergelyking van hierdie funksies gaan ons natuurlik in standaardvorm moet kry. Goed, dan, wat is dit op 'n grafiek? As ons op 'n grafiek gaan kyk, dan is 'n inverse niks anders as die refleksie van 'n grafiek om die lyn y gelyk aan x. En onthou, wat doen ons nou weer wanneer ons reflekteer om die lyn y gelyk aan x? Ons ruil net oralste waar dit ook al is, of dit nou die vergelyking is en of dit die beperkings is, ruil ons net heeltyd. Oralste waar daar x staan, vervang ek nou met y, en oralste waar daar y staan, vervang ek met x. Dan om die vergelyking te gaan bepaal, want onthou nou, hulle kan vir my vra, kry die inverse se vergelyking, of ek sal nou daarby kom, die refleksie van die punte op 'n sekere grafiek, kan hulle vra wat is die koördinate daarvan op sy inverse. Kom ons gaan eers terug na die vergelyking. As ek die inverse se vergelyking wil bepaal, dan gaan ek eenvoudig net ook die x en die y in die vergelyking net omdraai en dan net weer y alleen kry. Kom ons sê hulle gee vir my 'n spesifieke punt en hulle vra vir my, wat sal hierdie punt wees op die inverse? Vat ek letterlik die x en die y koördinaat
en ek ruil hulle net op. Dan, definisie en waardeversameling. Hier is iets interessants. As ek byvoorbeeld vir jou vra, wat is die waardeversameling van die inverse? Dan sê ek my, goed, ek weet ek het mos my x en my y's omgedraai. So die waardeversameling van die inverse gaan doeteenvoudig die definisieversameling van die oorspronklike grafiek wees. En dieselfde met die definisieversameling van die inverse sal die oorspronklike grafiek se waardeversameling wees. Dan hierdie punt is regtig baie belangrik en het al menige studente in 'n eksamen geboetjie. Wanneer daar beperkings op 'n grafiek is, kom ons sê jy byvoorbeeld y is gelyk aan 3x kwadraat en langs dit staan daar 'n beperking x groter gelyk aan 0. Wanneer jy die inverse kry, is dit belangrik dat jy moet onthou, jy moet nie net in die vergelyking die x en die y omdraai nie. Ook by daai beperking moet jy hom omdraai. So, by die beperking, as die beperking sê x groter gelyk aan 0, moet jy dit dan nou maak y groter gelyk aan 0. En dan moet jy ook verder oppas. As ons besig is met die parabool en jy kry sy inverse, dan gaan jy op 'n stadium gaan jy 'n wortel trek. Die nuwe beperking wat jy daarbo gekry het, die y groter gelyk aan 0, moet jy dan toepas. Met ander woorde, as hy groter gelyk aan 0 is, dan moet jy net die positiewe wortel gebruik en nie die negatiewe wortel. En dan, die een wat gewoonlik die groot vangplek is. Jy moet onthou dat wanneer jy 'n wortel trek, moet jy ook sorg dat dit wat onder die wortel is, ook groter gelyk is aan 0. So ook daar moet jy 'n nuwe beperking gaan byskryf. Hierdie vraag kan tot 4 of 5 punte tel. So maak regtig baie seker dat jy onthou om ook by jou beperkings die x en die y op te dra. Nou, kom ons kyk 'n bietjie. Ons gaan die hele toetslys maak oor wat ons alles nou moes geleer het. So dan kan jy nou hierdie lys vat en jy kan gaan seker maak dat jy regtig al hierdie goedjies kan doen. Eerstens, skets van al ons verskillende soorte grafieke. Dan die aflees van die definisie en die waardeversameling. Weer eens op al die verskillende grafieke. Dan moet jy jou graad 11 sketse, jou parabool, jou hiperbool, jou eksponensiële grafiek en jou reguit lyn. Moet jy al die aflesings wat jy voorheen moes gedoen het, moet jy natuurlik nou nog steeds kan doen. Dan moet jy die inverse, sy vergelyking kan bepaal en ook kan skets. En dit geld vir 'n reguit lyn en dan ook 'n parabool. En dan verder ook die logaritmiese en eksponensiële grafiek. En dan moet jy by die inverse ook alles toegeken rondom die beperkings. Dit geld in die definisieversameling wat jy dan ook moet kan beperk. Onthou, hulle kan ook vir jou tipies vra, ek het 'n parabool, y is gelyk aan, ons vat weer 3x kwadraat. En dan kan hulle vir my vra, hoe moet ek daai parabool beperk, sodat sy inverse 'n funksie is? Al wat jy moet doen is, onthou, wanneer jy die inverse gaan teken, gaan hy, as jy jou prentjie direk net 90 grade na regs draai, sal hy die twee armpies sal so na regs wys. Nou, hy is dan nie 'n funksie. So om hom 'n funksie gemaak te kry, moet jy letterlik net die een been van die oorspronklike grafiek afkap. So jy gaan nou vir my sê x groter gelyk aan 0, of as sy draaipunt op 'n ander punt is, die waarde van sy draaipunt, of jy kan vir my ook sê x kleiner gelyk aan 0. Maak net seker jy sluit die is gelyk aan in. Dan moet jy die vergelyking van die inverse kan gee, en ook van die eksponensiële grafiek moet jy natuurlik ook die inverse kan gee, sy vergelyking kan neerskryf en hom ook kan skets. Selfde geld vir die logaritmiese grafiek. En dan laastens moet jy natuurlik al jou grafieke, of dit nou graad 11 of 12 grafieke is, moet jy al die verskillende vrae wat interpretasie behels, moet jy kan doen. Nou, kom ons gaan kyk 'n bietjie na tipiese eksamenvrae en ons kyk wat ons dalk te wagte kan wees. Want dan nou, alles wat ons nou gedoen het, was nou 'n hele lys van goed, maar kom ons kyk hoe lyk dit prakties in 'n voorbeeld. So die eerste een hierso, dit lyk effens anders, hè? Nie gaan dalk vir my sê, maar dit lyk nou nie soos een van die 3 tipes wat jy het my gesê het nie. As jy mooi gaan kyk, hulle sê vir jou hier, dis 'n hiperbool,
Al wat vreemd is hy is nog net nie in standaardvorm. En dit is natuurlik ook die eerste vraag wat hulle vra, is skryf hom net vir ons in standaardvorm. Dan die tweede vraag, vra vir die vergelyking van die vertikale asymptoot, dan die derde en die vergelyking van die simmetrielyn, dan om K se waarde te gaan kry, want hulle vergelyking gee, hulle het mos daarso vir my gegee as gelyk aan K op x plus 3, en dan moet ons ook die grafiek kan gebruik om vir ons dan sekere waardes van x te kan bepaal. So kom ons maak. Eerstens, jy moes die vergelyking in standaardvorm gekry het. Nou, as jy kyk na die oorspronklike vergelyking, sien jy daar 'n y en jy daar 'n y. So kom ons faktoriseer net. Ons haal 'n y uit en dan kan ek hierdie x plus 3 hakkie kan ek baie maklik wegvat deur om net aan die ander kant te gaan deel. En daar het ek hom in die vorm x plus a en x plus b. Net ietsie wat julle voor baie moet oppas by grafieke vrae, is in hierdie geval het hulle net gesê skryf die vergelyking in daardie vorm. Kom ons sê hulle het die vraag effens anders gevra en hulle het my gevra wat is die waardes van a en b? Dan moet jy nie die vraag net so los nie. Dan moet jy vir ons skryf a is gelyk aan 5 en b is gelyk aan 3. So wees maar net versigtig, dit gaan oor lees van die vraag. Volgende een het vir my gesê aanvaar nou x, dis nou die vergelyking wat ons op hierdie stadium gehad het, kan geskryf word as iets op x plus 3 plus 1. Nou, voordat hulle vra nie nou al die waardes van k nie, hulle vra eers vir my, geef my die vergelyking van die vertikale asymptoot. Nou, onthou, 'n vertikale asymptoot gaan enige plek op jou grafiek wees, waar jou grafiek nie geldig is. En omdat dit 'n vertikale lyn is, gaan dit x gelyk aan iets wees. Nou kyk gou 'n bietjie mooi terug na hierdie vergelyking wat hulle gee. Wat weet jy van 'n breek? Sy noemer mag nie 0 wees nie. So jy gaan die noemer van die breek gebruik en dit beteken x mag nie min 3 wees nie. Want sodra x gelyk aan min 3 is, dan gaan my noemer gelyk is aan 0. So om vertikale asymptoot te kry, pak op jou damer, onthou, kyk jy altyd na dit wat in die noemer van my breek is. Dan die vergelyking van die simmetrielyn. Nou hier gaan ek weer eens met daardie vergelyking gebruik. Nou daar is baie verskillende maniere waarop jy dit kan doen. Ek hou sommer van 'n lekker kortpad enetjie, maar kom ons wys gou eers vir julle. Ek sal nou terugkom na die kortpad een. Die eerste enetjie wat hulle hier doen is hulle sê vir my, ek het gesê dit is 'n simmetrielyn, so dit is 'n reguit lyn en hy moet 'n negatiewe gradiënt hê. So ek gaan sê dis minus sodat hy 'n negatiewe gradiënt het en dan mag ek dalk iets by die x-rigting bysit en ek mag dalk iets by die y-rigting ook bygesit. So as ek dit gaan doen, dan kan ek die p gelyk aan min 3 vervang, want onthou, hy het mos 3 links geskryf. En q kan ek met 1 vervang, want hy het 1 opgeskryf. As ek dit dan indruk, dan vereenvoudig ek net en dan kom ek uit by min x min 2. Tweede enetjie wat ons kan probeer, is dat ek net doodeenvoudig skryf as gelyk aan min x plus c en dan daar verder vervang ek die punt min 3, 1 in. Hoekom kan ek min 3, 1 in vervang? Waar kom hy vandaan? Dit is my kruising tussen my twee asymptote. Want onthou, ek weet reeds, hy het 3 links geskuif en daardie enetjie sê vir my, hy het 1 opgeskryf. So ek weet klaar dat die kruising van my twee asymptote is by daardie punt. En onthou my simmetrielyn moet mos deur die kruising van my twee asymptote gaan. So daarom kan ek dan net daardie punt invervang, my c-waarde kry en dan het ek ook my vergelyking. Maar daar is 'n kortpad, derde manier. Jy kan ook gaan en hom so aflees. As jy net daardie deel gebruik, dan gee dit vir my
die positiewe simmetrie as. So ek sal dan kry, y is gelyk aan x plus 3 plus 1, wat vereenvoudig na x plus 4, of die tweede ene, gebruik jy presies daai selfde ding, maar om die negatiewe gradiënt te kry, dat jy 'n minus en dan dit wat in die noemer was, plus 1. En as jy dit vereenvoudig, kom jy ook by min x, min 2 uit. So my kinders praat sommer van die piesang, party praat van die grondpuntjie, party praat van 'n bootjie, ek gee regtig nie om nie, solank jy kan onthou hoe om hom af te lees. Maar dit is nogal 'n lekker handige en 'n vinnige manier waar jy direk by jou antwoord kan uitkom. En dit werk elke keer so. Goed, dan moet ons die waarde van k gaan kry. Onthou, hulle het daardie vergelyking vir my gegee. Maar jy het uit die oorspronklike vergelyking, het jy ook gekry, onthou, jou eerste vraag het jy vir my gesê, kry die y alleen, en toe het jy hom gelyk aan daardie gekry. So, uit die oorspronklike vraag was die linkerkant afgelei, en hierbo sê hulle die regterkant is dit. En nou kan ek daai twee vergelykings net gelykstel aan mekaar en gaan oplos. Nou ek het in die volgende stap KGV gaan kry, so daardie 1 daar agter het net gemaak met x plus 3. Dan kan die noemers maar wegval, want dit is 'n vergelyking met my noemers is dieselfde. En dan as jy hierdie x oorvat na die linkerkant toe, of die linkerkant se oorvat na die regterkant toe, gaan hulle dood eenvoudig wegval. En dan kry jy k gelyk aan 5 minus 3, en dit gee vir my 2. Daar het ek my k-waarde gekry. Goed, nou moet ons hierdie ene aflees. Bepaal vir watter waardes van x is gx se inverse gelyk aan 0. Nou hierdie ene kon 'n bietjie verwarrend gewees het. Ek sou eintlik sê 'n bietjie meer notasie in die vraestel kon gewees het as ons dit vir jou geskryf het. Ek dink baie kinders het mekaar geraak hierso, want hulle het nie mooi geweet daai tot die mag min 1, waarop is hy presies van toepassing nie. Maar jy kon dit ook afgelei. Hoekom? Want onthou, as dit die inverse funksie sou gewees het, sou hy daar, die minus enetjie, sou direk langs die g gewees het. So nou het ek g vat, en oral waar x staan, vervang met x tot die mag min 1. Kom ons gebruik weer ons vergelyking, en weer die aangepaste een gebruik, en dan hier waar x staan, vervang ek nou met 1 op x. Onthou, x tot die mag min 1 is mos 1 op x. Maar hierdie eerste breek is regtig aklig. Ons werk nie met breuke nie. Dit is 'n plek waar jy baie foute maak. So gaan skryf hom liewer as 'n deelsom. En dan onthou, jy kan jou punt gaan invervang. Ag jou linkerkant is mos nou 0, want hulle het daar vir my gesê dit moet gelyk wees aan 0. Dan het ek verder eers in die hakkie vir my KGV gekry. Dan die deel verander na maal en hierdie breek net omgedraai. En dan kry ek minus 1 is gelyk aan 2x op 1 plus 3x. Vat die noemer van daardie breek, haal hom aan die linkerkant, wat beteken as ek die minus gaan inmaak, gaan albei se tekens verander. So dan word dit min 1 min 3x. Dan vat ek die x na een kant toe, dan kry ek 5x gelyk aan min 1 en x is dan min 1 op 5. Goed, dit is dan nou my x-waarde. Lees te alle tye jou grafieke vraag baie mooi. As hulle net vra die waarde van x, dan sit reg, dan stop ek daar. Maar onthou, baie van die grafieke vra vir jou, gee die koördinate van 'n punt. Dan moet jy altyd as jy 'n x gekry het, moet jy hom gaan terugvervang in die oorspronklike funksie. En dan moet jy jou antwoord in koördinaatvorm skryf. As hulle spesifiek gevra het vir koördinate, en jy skryf net x gelyk aan dit, y gelyk aan dit, gaan jy nie noodwendig jou punt kry nie. Hulle mag dalk by die laaste lyntjie vir jou punt aftrek. Goed,
Goed, nou ons grafiek waar ons parabool kombineer. So hierdie is nou 'n tipiese gemengde grafieke vraag. Hulle sê hierso vir my S en T is die x-afsnitte van die grafiek en dan gee hulle net vir my die standaardvorm van my parabool. So hulle gee nie hierdie vir my die parabols vergelyking. Baie belangrik, hulle sê vir my A is 0. Hoekom moet hulle dit vir my sê? Want as hulle dit nie vir my sê nie en A is 0, dan beteken dit dis nie meer 'n kwadratiese funksie nie en dan kan dit nie 'n parabool wees. Dan R is die y-afsnit, dit het ons daar op die y-as en hulle sê ook vir my dit is die y-afsnit van nie net die parabool nie, maar ook van die reguit lyn. Dan gaan hulle vir my die reguit lyn se vergelyking, gee hulle net so deels vir my, hulle gee vir my dis min 2x, so ek weet reeds wat sy helling is, maar ek weet nie wat sy y-afsnit is. So eerste vraag vra natuurlik, kry daar die D. Tweede vraag sê vir jou, toon aan dat fx gelyk is aan dit. Dit beteken eintlik, jy moet die parabols vergelyking gaan kry, maar jy moet uitkom by daardie gegewe vergelyking. Belangrik, jy mag nie met die vergelyking daar begin. En dan laastens bereken die koördinate van die draaipunt. Dit is hoekom hulle in die vorige vraag vir jou sê, toon aan dat dit is. Want kom ons sê, jy kon nie daardie vraag 6.2 opgelos kry nie. Dan kan jy nog steeds aangaan by 6.3, want jy het die korrekte uitdrukking van hierdie vraagstuur. Eerstens, om die waarde van D te kry, dis my reguit lyn. Ek skryf my reguit lyn se vergelyking neer en ek gaan kyk. Ja, ek het punt T, hy lê op die reguit lyn. So vervang hom in by x en by y en dan moet jy net op vir jou D. Jou D is 12. Nou, onthou ook alles wat jy uitwerk by grafieke. Gaan skryf dit in op jou sketse. Baie van julle se vraestelle kom terug en dan is dit dolleeg op baie sketse. Jy sit veral by vraestel 2, kry jy baie keer opvolgvrae. So vra, kom ons sê by analities, byvoorbeeld 6-7 vrae wat oor dieselfde skets gaan handel. Jy kan teen die tyd dat jy by die laaste vraag kom, glad nie meer onthou wat jy alles uitgewerk het. En dikwels, omdat jy dit nie visueel sien nie, dan sukkel jy dikwels om by die volgende vraag se redenasie uit te kom. So in hierdie geval, ek het nou D uitgewerk, wat ek ook weet is my y-afsnit, so as ek jy is, sal ek hom nou daar gaan vul. Volgende vraag vra, jy moet nou basies die parabols vergelyking gaan kry. Kyk nou gou hierso, jy het sy 2 x-afsnitte. As ons sy x-afsnitte het, dan gebruik ons die wortelformaat van sy vergelyking. So jy moet altyd eers kyk wat jy het, voordat jy besluit watter een van die 3 tipes paraboolvergelykings gaan ons gebruik. Jou 2 x-afsnitte kom by x1 en x2. As jy wil en die x'e maak jou te mekaar, ek vra gewoonlik vir my kinders aan om daar eerder te skryf W1 en W2. Dit help maar net dat jy onthou dis wortel 1 en wortel 2. So as dit jou kan help, is jy meer as welkom om dit te doen. So dan vul ons wortels in, dis ons x-afsnitte. Onthou, jy kan dalk ook 'n lysie daar gou vir jou maak. X-afsnitte, nulpunte, wortels en oplossings is almal sinoniem. Ek herhaal gou weer, x-afsnitte, wortels, oplossings en nulpunte is almal sinoniem. Goed, kom ons druk hulle in. Onthou, jou formule het klaar 'n minus. So, as jou x-afsnit negatief is, beteken dit gaan dan word x plus 2. Dan, kom ons gaan verder. As ons hom daar vereenvoudig, dan kry ek x plus 2 en x min 6. Nou sê vir my, goed, maar ek kort nou nog iets. As jy nou die vorige vraag gedoen het wat ek vir jou aanbeveel het, en jy het 'n 12 dae geskryf, dan het jy mos 'n punt op die grafiek. Onthou, jy kan nie weer hierdie 2 punte gebruik nie, want jy het hulle nou reeds een keer in jou vergelyking gebruik. So dit moet 'n ander punt wees. En die enigste ander punt is daardie y-afsnit wat ons nou uitgewerk het. So nou gaan jy 0,12 invervang
En as jy dit vereenvoudig, dan kry jy dat jou A-waarde is -1. Weereens hierso, jy kan nie hier stop nie. Hulle het gesê, toon aan dat die vergelyking dit is. So nou moet jy daardie -1 vat, en ek sal hom by hierdie lyntjie. En ek het hom daar, ek nou net -1 gaan invervang. En dan, omdat hulle die antwoord in uitgebreide vorm geskryf het, gaan jy ook jou hakkies moet vat. Dit uitmaak, onthou hakkies se prioriteit, so maak eers die hakkies uit, en dan maak jy die minus in. En dan kom jy by die antwoord uit wat ek het. 6.3, hier soek hulle die draaipunt. Want dan, as jy nou reeds die paraboolse vergelyking het, is dit regtig baie maklik. Een van twee opsies, jy kan x gelyk aan minus b op 2a gebruik, om die x-waarde van die draaipunt te kry, of jy kan jou calculus inbring, en die eerste afgeleide gelyk aan 0 stel. Ek het nou hierdie keer sommer die eerste afgeleide gelyk aan 0 gestel, so dan kry ek min 2x plus 4 gelyk aan 0, en as ek oplos, kry ek x is gelyk aan 2. Hierdie is nou een van daardie vrae. Kry die koördinate. So jy kan nie stop nadat jy net x gelyk aan 2 gekry het. Jy moet die 2 vat, en jy moet hom terugvervang. Baie kinders vra hierso, maar hoe weet ek waar moet ek hom invervang? Wat wil jy uitwerk? Jy wil y uitwerk. En onthou, fx is 'n ander naam vir y. So as jy y wil uitwerk, gaan terug na die formule wat sê y is gelyk aan. Oftewel, fx is gelyk aan wat my oorspronklike grafiek is. Dan druk jy hom nou terug in daardie formule, en dan kry jy 'n y-waarde van 16. So my draaipunt sal dan wees 2,16. Nou vir verdere aflesings, hier gaan dit meer oor die verhouding tussen verskillende grafieke, afstande en daardie tipe van goed. So eerste vraagie vra, vir watter waardes is fx minus gx groter gelyk aan 0? Die vraag daar aangaan, soos wat hy daar is vir my bietjie moeilik om visueel te verduidelik. So, kom ons maak dit makliker. Ons vat net die gx oor na die regterkant toe, dan staan daar eintlik, waar is fx groter gelyk aan gx? In gewone taal, waar is f bokant hier? So kom ons gaan kyk. As ek op my f-grafiek loop, hier gaan ek op, hy is nog onder die ander grafiek. So dis nie daardie deel nie. Ja, van hier af lê my f-grafiek bokant my g-grafiek tot daar, en dan klim hy weer onder die ander grafiek in. So gaan eers na jou grafiek en dui vir jouself op die grafiek aan watter aflesings of watter stuk moet ek gebruik. En dan moet jy onthou, jy moet jou x gaan aflees. So eintlik lees jy nou net die definisieversameling van daardie deel wat ek gemerk het af. En sy definisieversameling sal hier van x gelyk aan 0 wees, tot by, daarsoos my x 6. So dit sal van 0 tot by 6 loop, en omdat dit gelyk aan is, sal my twee kante ingesluit wees. Jy is ook welkom om hier te skryf x element van blokhakkie 0 tot by, dis nie grade nie, tot by 6. So jy mag dit in intervalnotasie ook skryf. Die volgende enetjie, hy is vir julle gewoonlik bietjie baie vreemd. Onthou, wanneer jy werk met maal of met deel ook, dan moet jy, wat ek sê, met jou tekens gaan redeneer. Ek wil die produk van twee goed kry, en die antwoord moet kleiner as 0 wees. Kleiner as 0 beteken negatief. As ek nou vir jou vra, watter teken maal watter teken, gaan vir my minus gee. Dan gaan jy vir my sê, 'n plus maal 'n minus, of 'n minus maal 'n plus. So, ek kan hom nou kry, minus maal met 'n plus, dis een opsie, of die ander opsie is, plus maal met 'n minus. So, kom ons gaan kyk nou. Eerste opsie, soek ek my x negatief. Onthou, my x negatief beteken, alles
links van die y-as. So as ek links van die y-as kyk, dan ek besig met daai eerste opsie, dan moet my f-funksie positief wees. So hy moet bokant die x-as wees. En dit sal dan daardie gedeelte wees. Ja? Dat x is negatief, maar hy moet bokant die x-as wees. Gaan ons dan na die tweede opsie toe, sê dit vir my, x moet positief wees, so nou moet ek aan die regterkant van die y-as kyk, en wanneer ek aan die regterkant kyk, dan moet my f-funksie negatief wees. Met ander woorde, hy moet onder die x-as wees. En dit sal dan nou net daardie stukkie wees. So die stukkie wat dan van toepassing is dan van 6 af groter. En dit sal groter as 6 wees. Hoekom? Omdat in jou vraag is daar nie 'n is gelyk aan gewees. Nog nie enetjie? Hulle soek die koördinate van R, aksent, en hulle sê vir my, dit is die beeld van R op P, indien Px gelyk is aan daardie funksie. Nou dit is net 'n aanpassing van jou oorspronklike grafiek. So kom ons kyk gou wat het met my grafiek gebeur. My grafiek het hier 2 regs geskuif, want sodra ek sê x minus 2, dan beteken dit hy skuif 2 regs. En as ek 'n minus vooraan het, onthou ons het nou gesê, fx is 'n ander naam vir y. As ek 'n minus voor die y sit, beteken dit ek het gereflekteer om die x-as. So, ek moet 2 regskuif reflekteer om die x-as. Nou onthou nou, jy het R se koördinate mos al wat vroeër gekry. Dit is 0, 12. So as ek nou daardie punt 0, 12 vat, en ek skuif hom 2 regs, dan gaan die 0, 2 by geplus moet kry. So dis hoekom hy dan na 2 toe verander. En as ek die 12 vat, en ek reflekteer hom om die x-as, gaan hy onder toe gaan, en dit beteken hy word minus 12. So daarom is my nuwe punt 2 minus 12. Net gou iets wat betref die refleksie om die asse. Dit is baie maklik om eintlik te onthou. Onthou, hier is jou y-as. Dis die positiewe y-as, dis die negatiewe y-as. Daar is die positiewe x-as, dis die negatiewe x-as. As ek reflekteer om die y-as, beteken dit ek gaan daardie beweging doen. Nou, so kyk nou, as ek om die y-as reflekteer, wat verander? X se teken het verander. Reflekteer ek hier om die x-as, daardie beweging, wat het verander? Y se teken het verander. So as jy ooit twyfel, teken net vir jou hierdie diagrammetjie en kyk wat gebeur as jy om watter as reflekteer. Nou ons grafiek wat beweeg na die graad 12 werk met die inverses. So eerstens het hulle vir ons eksponensiële grafiek gegee en toe sê hulle vir my net daar is 'n punt op daardie grafiek. Jy moet eerstens A se koördinate gaan kry, dan die A van die vergelyking, dan moet jy die definisieversameling gee, die inverse se vergelyking kry en laastens 'n aflesing gaan doen. Nou, om die koördinate van A te kry, onthou, hy's op die y-as, so dadelik weet ek sy x-waarde is 0. So vat jou funksie se vergelyking, b is gelyk aan a ter mag x, en maak net jou x 0, as my x daar 0 word, a ter mag 0 gaan vir my 1 gee. So dis vir hulle a1 0,1 gekry het. So daar's my koördinaat. Alternatiewelik het hulle maar net hier gesit en dan ook nog op die stappe gewys, maar onthou nou, jy kan hom direk aflees omdat dit 'n eenvoudige aflesing was. So daar's maar net die stappe soos wat ek nou verduidelik het. Goed, ons kyk volgende enetjie. Om die waarde van a te kry. Jy het 'n punt op die grafiek, so skryf jou vergelyking neer. Jou x gaan 5 wees, daar's my x is 5,
en my y is 32. Druk dit in my vergelyking in, want onthou px is maar net 'n ander naam vir y. En dan moet jy net gaan oplos. Dan is a gelyk aan die 5de magswortel, want onthou om 'n 5de mag weg te kry, gaan ek aan die ander kant 'n 5de magswortel trek. En dit is dan 2. Dan die definisieversameling van P. Ek gaan net hierso 'n bietjie op my skets net 'n aanpassing doen. Daarso kom natuurlik 'n pyltjie en daar kom 'n pyltjie. So as jy na hierdie skets kyk, onthou definisieversameling het te doen met jou x'e. So jy lees, wat's die verste wat hy links kan gaan? Hy gaan nooit stop nie. Aan die linkerkant gaan hy tot by min oneindig. Regterkant, wat's die verste wat hy kan gaan? Hy gaan nooit stop nie. So jy kan opskryf x-element van min oneindig tot by plus oneindig, beide in ronde hakies, of jy kan net kortweg skryf x-element van reële getalle, want hy mag enige reële getal wees. En daar sal ons net die annotasie ook vir julle gegee. Dan die vergelyking van die inverse. Nou wat julle baie keer doen, is julle vergeet julle het reeds daai A uitgewerk. So ek sal, as ek jy is en ek het reeds my A uitgewerk, sommer iewers lekker groot op my vraag, vir myself skryf, y is gelyk aan 2 tot die mag x, sodat ek wanneer ek later met die ding werk, dat ek nou nie heeltyd gaan A skryf nie, maar dat ek sy waarde gaan gebruik. So as ons nou y gelyk aan 2 tot die mag x het, onthou inverse, gaan ons mos, ons x en ons y is net omraak. So letterlik, sien julle hier waar y gestaan het, is nou x, daar waar x gestaan het, is nou y. Nou moet jy net daardie eksponensiële vorm kan omskakel na laagvorm toe. Ons doen dit gou-gou. Ek wil hom net hierbo, gou-gou net 'n effens 'n ander skryfwyse vir julle wys. As ek hom daar het, onthou, daardie kant was die eksponensieel, so die laag dan die ander kant kom. En dan dit wat die grondtal daar was, word die grondtal aan hierdie kant. En alles wat ek nou nog nie gebruik het nie, beweeg net af. So daarom kom die x hiernatoe en die y van daardie kant ondertoe. So dit is maar net om jou te wys waar hy vandaan kom. Party kinders sukkel met hierdie omskakeling. So ek probeer dit op daardie manier, dan gaan jy by dieselfde antwoord uitkom. Goed, nou die waardes van x indien p se inverse kleiner gelyk is aan 5. Kom ons gaan kyk bietjie op ons grafiek. Dit beteken ons laaggrafiek moet kleiner gelyk aan 5 wees. Nou hier help dit as jy wel jou inverse vir jou op die grafiek gaan teken. Dit maak dit net soms bietjie makliker. Onthou nou, a se koördinate was 0, 1. So as ek die inverse wil plot, vat ek daai 0, 1 en ek ruil dit om. Dit word 1, 0. Die 5, 32 gaan ook omring. So hy gaan 32, 5 word. 5 daarso. So hy sal ongeveer so iets loop, natuurlik met 'n asymptoot daar. Nou, kom ons kyk nou na ons vraag. Hulle sê die inverse moet kleiner gelyk aan 5 wees. Nou kleiner gelyk aan 5 beteken jy moet na die horisontale lyn van 5 kyk. En as ek na daai lyn kyk, beteken dit sal al hierdie gedeeltes wees wat dan kleiner gelyk is aan 5. En nou moet jy weer net jou x'e aflees. So as ek nou na daai gekartelde kantjie gaan kyk, dan sal dit wees van 0 af tot by 5. Okay, ek sal nou by die berekenings kom, dat ek net vir jou verduidelik daarso ook, hoe het ons hom daar gedoen. So 0 tot by, ekskuus nie 0 tot by 5 nie, 0 tot by 32, ek het verkeerd gesê daar. Dit is 0 tot by 32, want onthou ons lees die x'e af. As jy hom algebraies mooi verstaan en jy kan hierdie in jou kop doen, dan mag jy ook die kortpad daar vat, soos wat ons met die berekenings gedoen het, waar ons eers gaan uitwerk het, wat is die y-waarde, maar ek voel in hierdie geval was dit eintlik onnodig om dit te doen, want hulle het vir ons die punt 532 gegee. So soms is daar maar opsies, jy kan kies wat vir jou die maklikste werk.
Net belangrik ook hierso, jou 0 is nie ingesluit nie. Hoekom? Want dit is 'n asymptoot. Ek mag nie aan hierdie lyn daarso raak nie. Goed, waarna kan ons uitsien in die volgende les? In hierdie les het ons nou funksies heeltemal fyn getrap. So in die volgende les gaan ons aan met ons volgende vraag in vraestel 1, finansies, groei en verval. En daarmee het ons die einde van vandag se les bereik. Baie dankie.